Ons is besig om te kyk na die briewe wat Paulus geskryf het gedurende sy tweede sendingsreis. Nou terwyl hy in Efese is, toe skryf hy 'n brief, of sy eerste brief aan die gemeente in Korintiërs. Nou gewoonlik het Paulus vir die gemeentes geskryf vir die volgende redes. Hy het met hulle geraas, of hy het hulle bemoedig om vas te klou tot Jesus se terugkeer, hy het hulle aangemoedig om heilig te lewe, en hy het soms vir hulle nuwe beginsels geleer. En Paulus spring sommer dadelik weg en raas met die gemeente in Korintiërs. Eintlik word hierdie gemeente oor 'n paar dinge oor die vingers getik. Nou die disippels het vreeslik hard gewerk om die evangelie uit te kry na die wêreld. Hulle het soveel teëspoed ontvang, maar nog steeds het hulle vasgehou tot die einde toe. 1 Korintiërs 4 vers 11. Tot op hierdie uur ly ons honger en dors, is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond, en soeg ons deur met ons eie hande te werk, word ons uitgeskel, ons seën, word ons vervolg, ons verdra dit, word ons belaster, ons troos, soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, en die afskraapsel van almal tot nou toe. Ek dink nie almal besef altyd wat se harde werk dit werklik is om opreg vir die Here te werk nie, om opreg jou eie behoeftes eenkant toe te skuif en net te fokus op die vooruitgang van God se koninkryk nie. Nou ons het op 'n stadium 'n ou gebou gehad wat ons gebruik het as 'n kerk, en die toilette was nog buite die gebou. So enigiemand van die straat het toegang gehad tot hierdie toilette. Nou amper elke Sondag voordat almal by die kerk kom, het ons toilette geskrob, sodat dit mooi en skoon is voor die mense by die kerk kom. Want daar was nie ekstra finansies om iemand aan te stel om dit te doen nie, en die gemeente het nie eens geweet ons doen dit nie. Nou ek het die volgende prentjie op die internet raak gesien, is funny, maar dis die waarheid. Nou pastore, what society thinks I do, what my parents think I do, what my friends think I do, what my church thinks I do, what I should do, but what I actually do, en dit is so die waarheid. Jy pak stoele reg, jy maak toilette skoon, jy stof af, jy doen al daai vuil werk sodat die kerk mooi skoon is voordat die mense kom. Nou hoeveel keer sal mense na pastore kyk en die volgende sê, of vra, ek wonder wat doen die pastoor met al die offerande, kyk wat se fancy kar ry hulle, kyk wat se fancy klere dra hulle, die pastoor sit alweer by 'n restaurant. Nou die apostels het hierdie selfde teëspoed ontvang van die kerke, en Paulus spreek dit aan in die boek van Korintiërs. Nou in die Ou Testament is daar 'n wet wat sê, in Deuteronomium 25 vers 4, jy mag 'n os nie mylband as hy graan dors nie. Nou wat dit beteken, wanneer dit tyd is vir die Israeliete om te oes, dan neem hulle die are na die dorsvloer, die prentjie links onder. Hulle vat dan beeste om met sluys bo-oor hierdie are te ry, sodat die saadjies loskom van die kaf, want hulle soek net die saadjies, nie al die ander waardelose goedjies nie. Maar die probleem wat die boer dan mee sit, is die bees wat die saadjies losmaak, begin dan van die saad eet. En vir die boer is die bees besig om sy oes op te eet, dan sal die boere die beeste muzzle, prentjie regs onder. En Moses sê vir die Israeliete, hulle mag dit nie doen nie, dis 'n wet. Die werker, in hierdie geval die bees, mag eet van die oes. En hier gebruik Paulus daar dieselfde versie in Deuteronomium om vir die kerk te sê, die apostels mag eet van die werk wat hulle insit. Die pastoor mag by 'n restaurant eet, hy het gewerk daarvoor. Die pastoor mag 'n netjies 'n kar ry, hy het gewerk daarvoor. Onthou, die Here eer harde werk. As jy ook in jou eie lewe hard werk en tiendes betaal, so dis 'n Bybelse beginsel wat jy volg, dan gaan jy ook voorspoed in jou eie lewe sien. Maar ons moet ophou die pastore dop hou met valkoë. 1 Korintiërs 9 vers 11 sê Paulus self, as ons van julle die geestelike gesaai het, is dit 'n groot saak as ons julle stoffelike goed maai. As ander deel het aan die reg op hulle diens, het ons nie nog meer nie. Nou as jy self kyk na die Ou Testament, die priesters wat in die heiligdom gewerk het van die offers geëet wat die mense gebring het vir God, en dit was 'n opdrag van God. 1 Korintiërs 9 vers 14 sê, so het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. Maar as jy werklik geroep is vir die werk van die Here en jou hart is reg, en jy weet dit gaan oor die siele, dan gaan geld en mooi karre en mooi klere nie saak maak nie. Jy werk nie vir die Here vir die voordele wat jy kan ontvang nie, jy werk vir die Here, want jy het 'n las op jou skouers vir verlore siele. Nou kom ons bly stil as dit kom by die mense wat lyber vir God se koninkryk. Die vyand probeer al reeds alles in sy vermoë doen om hulle te stop, en nou probeer hulle eie gemeentelede hulle ook breek. En hierso het ek ietsie raak gelees wat ek net wou insit. If you are swinging a sword, and you are taking down more pastors than enemies, on whose side are you really? Okay, so die volgende goedjies wat die gemeente oor raas gekry het, was oor verslawings, oneenigheid, seksuele sondes, egskeidings
en afgodsrituele. Nou kom ons kyk na die eerste een, verslawings. Nou elkeen van ons het 'n vlees wat ons daagliks moet kruisig en in lyn moet kry met God se woord. Maar soms is dit moeilik, veral as dit kom by vleeslike verslawings. Nou hoe weet ons dat ons het 'n verslawing? Party mense kan dit sien net as 'n geleentheid om bietjie te unwind, maar die volgende versie in Korintiërs kan ons as 'n riglyn gee om te sien of iets 'n verslawing in ons lewe is. 1 Korintiërs 6 vers 12. Ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Nou kyk bietjie na jou eie leefstyl. As jy byvoorbeeld vermoed jy het 'n suikerverslawing en jy voel jy het nou lus vir 'n sjokolade, sê bietjie vir jou liggaam nee en kyk hoe reageer ons. As jou liggaam geïrriteerd raak want dit soek nou suiker, dan word jy oorheers deur daardie verslawing. En dan sal die Jesus dan ook self sê, bekeer jou, draai terug na God en vra vir hulp om daardie verslawing te breek. En dan die volgende ene wat hulle mee aangespreek het was oor onenigheid, 1 Korintiërs 1 vers 10. Ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie. Nou seker in elke kerk daar buite is daar een of ander onenigheid, maar dit is glad nie wat God van ons verwag nie. Paulus gaan so ver deur te sê, as 'n gelowige 'n ander gelowige wil hof toe vat oor 'n saak, moenie gaan nie, ly eerder skade. Dink net hoe dit vir die wêreld lyk. Ons godsdiens verkondig vrede en liefde en genade, maar ons lewe dit nie. Die wêreld gaan dink, ons glo nie eers wat in ons Bybel staan nie. Ons lewe nie wat in ons Bybel staan nie. En dan wil ons hê die wêreld moet ons godsdiens join. Nee, dankie. Julle volg dit dan nie eers nie. Nou dis beter om vir die koninkryk van God skade te ly as om skade te maak aan God se koninkryk. So hierso sê Paulus vir die gemeente van Korintiërs, moenie mekaar hof toe sleep nie. Want die hof is mos nou die wêreldse mense wat daar sit en kyk hoe fight twee kinders van God met mekaar. En daarom sê Paulus, ly eerder skade, want anders as julle daar gaan sit en met mekaar fight, gaan julle skade maak aan die koninkryk van God. En dan die volgende een is seksuele sonde. 1 Korintiërs 5 vers 1, 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle, 'n hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Nou veral vandag se mense wil altyd sê God is 'n God van liefde, en dit is die waarheid, maar dit is net een van God se eienskappe, nie sy enigste eienskap nie. God is ook 'n God van regverdigheid, God is 'n God van oordeel, God is 'n God van oorlog. Nie alles kan net gefiks word met liefde nie, want waar is dan die regverdigheid? As een persoon byvoorbeeld iemand doodmaak en ons almal is soos, ag, dis okay, God is 'n God van liefde, want dan vir die regverdigheid, wat dan? Van die regverdigheid wat die familie moet ontvang van die slagoffer. Daar kort oordeel ook, want anders is dit onregverdig. En God is nie 'n God van onregverdigheid nie. Daarom sien ons dat Paulus sê aan die gemeente in Korintiërs, hierdie mense in julle kerk wat net aanhou met hoerery, verwyder hulle. Paulus sê as hy daar was, het hy die volgende gedoen, 1 Korintiërs 5 vers 5, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf. As jy byvoorbeeld 'n kind het wat net heeltyd dronk bestuur, jy raas, jy steek die drank weg, jy steek die sleutels weg, maar die kind luister nie, dan gaan jy op 'n punt kom waar jy vir hom sê, jy wil nie luister nie, dan moet jy maar voel. Dieselfde met wat Paulus hier sê, soms is dit nodig om mense oor te gee aan hulle vleeslike begeertes. Hulle gaan dan ongelukkig op die harde manier leer, dat die vleeslike bring siektes en dood. En dan dalk op so 'n manier kan mens die persoon se siel wen, jy weet, op die harde manier. Nou die res van die versie sê, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here. So Paulus sê, gee hulle oor aan die duiwel. Dit klink verskriklik as mens dit lees, maar wat hy daarmee bedoel is, gee hulle oor aan hulle vleeslike begeertes, want dalk op so 'n manier gaan hulle die harde manier leer. Nou dit klink baie wreed vir 'n kerk om vir 'n gemeente te sê, dis beter dat jy gaan. Maar ons vergeet hoe aansteeklik is sonde. Verwyder die sonde in jou kerk, voordat die res dink, wel, as hy dit doen, dan kan ek dit ook doen. Paulus sê, net 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Net 'n bietjie slegte mense in jou kerk gaan jou kerk sleg maak. Vers 13 sê, verwyder tog die slegte mense onder julle uit. En dit klink verskriklik, want mens dink altyd as jy in 'n kerk dink, dat enige iemand is welkom. Maar dit is nie so nie. Paulus sê reguit hier in die Bybel, dat as daar slegte mense onder julle is, in die kerk, hy praat nie van die wêreldse mense nie, in die kerk, jaag hulle weg. Nou onthou, die vlees is in plek gesit sodat ons die gees kan verstaan. Die Here gee vir ons die konsep van die huwelik en intimiteit, want in die gees verteenwoordig dit ons aanbidding en verhouding met Jesus. As jy ander gode of afgode aanbid, byvoorbeeld geld, sukses en fame, dan is jy besig om egbreek te pleeg. Daar is een sonde wat ons
baie raak lees in die Bybel en dit is seksuele sonde. In die vlees, die seksuele sonde en dan in die gees beteken dit as jy nie God alleen aanbid nie. Nou dit is baie ernstige onderwerp vir God. Daarom is dit baie belangrik dat ons as kinders van God die vleeslike gedeelte daarvan onder die knie kry. Daarom gaan ons hierdie onderwerp baie sien in die res van die boeke wat ons nog moet deurwerk. Paulus noem hierso, as jy saam met mense slaap, dan word jy een met daardie persoon. Jesus self sê ons is een met hom, want dit beteken dit gaan oor intimiteit. Maak seker jy spring nie rond en slaap links en regs saam met wie jy wil nie, want dan laat jy jou vlees jou beheer. En elke persoon saam met wie jy slaap, in die gees word julle een. Dink net hoe deur mekaar moet jy in die gees lyk as jy nou al een is met honderde mense. Maar onthou nou, terwyl jy dalk hierdie hoor en jy dink jy het bietjie aangejaag in jou verlede oor dat jy dalk nie geweet het nie, of oor dat jy nog nie ten volle besluit het om 'n Christen te wees nie, dit is dan waar God se vergifnis inkom. Vra met 'n opregte hart vir die Here om verskoning en hy sal ons vergewe. Maar onthou wat hy vir Maria Magdalena gesê het toe die skare die klippe neergesit het en haar nie gestenig het nie. Jesus het vir haar gesê in Johannes 8 vers 11, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Baie belangrik, ja, almal van ons het 'n verlede. Almal van ons sukkel nog vleeslik met iets, maar ons moenie maak dat dit ons weghou van God nie. Ons moet terugkeer na God toe. Maar dan gaan God sê, ek gaan jou nie oordeel nie, maar moenie uitgaan en dit weer gaan doen nie. Nou kom ons bly weg van seksuele sondes. Die Bybel sê ons moet daarvan af wegvlug. Dit staan in 1 Korintiërs 6 vers 18. Nou as gevolg van die sonde van last, het die kerk vir Paulus 'n brief geskryf en gevra, wat is die regte ding om te doen as dit kom by trou, as dit kom by intimiteit? Nou kom ons verstaan net gou die verskil tussen liefde en last. God het die konsep van man en vrou geskape. God het vir ons intimiteit gegee. Maar enige iets moois wat die Here vir ons gee, wil die duiwel altyd kom en verwoes. Dink byvoorbeeld, hoe lekker is kos as jy honger is? Hoe lekker kan 'n gebraaide steak wees? Wie het die kos vir ons gegee? Wie het die liggaam gemaak dat hy honger word? God het. Dit is 'n joy wat die Here vir ons gegee het om te geniet. Maar dan kom die duiwel en hy maak verslawings. Hy veroorsaak dat ons ooreet, en ooreet maak 'n mens oorgewig, dit maak jou siek, dit gee mens slegte selfbeeld. Dit was nooit God se bedoelinge met kos nie. Die duiwel het dit kom besoedel. Dieselfde met intimiteit tussen 'n man en 'n vrou. Wie het die liggaam gemaak? Wie het vir hom hormone gegee? God het. God het dit vir ons gegee om te geniet, maar dan kom die duiwel en hy besoedel dit. Eerste laat hy dinge gebeur soos seksuele mishandeling, dan kan daardie pyn maak dat mens die mooi van die intimiteit mis, want jy het net nog te veel seer gekry daarmee. En die duiwel kom en hy sit die fokus op lust, veral met baie van Hollywood se movies en liedjies. As jy dit kryf, dan vat dit. Maar God het dit nie vir ons gegee, hy het dit vir ons gegee oorgetrek met liefde, nie met lust nie. God het dit gegee sodat 'n man en vrou nader beweeg aan mekaar, nie net om jou vleeslike honger te stil nie. Die probleem met die vlees, dit is baie gulsig en word nie versadig nie. Jy gaan dan net nog meer en nog meer seks wil hê en dan gaan jy later leeg voel. So Paulus antwoord die kerk rakende huwelik in 1 Korintiërs 7 vers 2. Vanweë die hoerery moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. En dan gee Paulus advies aan die getroude koppels. En wat elkeen van ons wat getroud is, kan nou hierso mooi luister. Jy mag nie jou man of jou vrou weerhou van seks nie. Jou liggaam is nie meer jou eie nie. Want veral vroue, as hulle dit as 'n wapen gebruik in die huwelik, dan gee dit vir die duiwel 'n ingang in jou huwelik in. En dan praat Paulus met die ongetroudes ook en sê, dis beter om ongetrou te bly, maar as jy nie jou liggaam kan beheer nie, dan is dit beter om te trou. So die gemeente, waar daar verskriklik baie seksuele sondes in hierdie spesifieke gemeente is, of in hierdie dorp is, skryf hulle toe vir Paulus 'n brief en sê, asseblief verduidelik ons bietjie meer, moet ons trou, moet ons nie trou nie. En Paulus sê, oordat daar die gevaar is van last, die gevaar is van seksuele sondes, trou eerder. En dan as jy getroud is, moet jy onthou, jou liggaam is nie meer jou liggaam nie. En dan sê hy, en dan as jy dan nie trou nie, is dit ook goed. Maar as jy nie jouself onder beheer kan hou nie, trou liewers. Ek het groot geword in 'n kerk waar die vroue moes hoed dra. Onthou, ons is nou nog besig om te kyk na seksuele sondes, ons is nog steeds besig om te kyk na huwelike. So, dan sê ek so, ek het groot geword in 'n kerk waar die vroue moes 'n hoed dra. Onthou, as jy klein is, verstaan jy nie altyd hoekom dinge gedoen word nie, jy verstaan nie dit is hoe dit moet wees. In 1 Korintiërs hoofstuk 11 praat Paulus oor die rangorde in God se oë. Dit is eers Jesus,
dan is dit die man, dan is dit die vrou. En Hollywood hou daarvan om ons vroue te leer dat dit is verkeerd. Die vrou is equal teenoor die man. Party van hulle sal sê ons is beter as die mans. En ek weet baie vroue gaan voel dit is onregverdig, hoekom is die man bo die vrou? Maar baie keer wanneer ons ongelukkig raak oor 'n opdrag uit die Bybel uit, is dit heel moontlik oor dat ons dit vanaf die verkeerde angle af bekyk. Die man is die hoof van die huis, maar met so groot liefde dat hy sy vrou sal beskerm met sy lewe. As daar gevaar kom, dan sal hy die gevaar op hom neem en dit is waarom hy voorloop, uit liefde, nie uit hoogmoed nie. Nou elkeen van ons het ons eie posisie in hierdie rangorde wat baie belangrik is, maar sodra ons posisie inneem wat nie ons posisie is nie, dan gaan die blueprint van God nie werk nie. So dit is eers Jesus, dan die man, dan die vrou. Maar ons is geleer dat nee, dis equal en dan is die Here se rangorde verkeerd, dan gaan die huwelik sukkel. Onderdanig in Grieks is upetasomai. Dit bestaan uit twee gedeeltes, tasso en hypo. Nou die woord tasso was 'n woord wat die weermag gebruik het om hulle weermag in lyn te kry, gereed vir oorlog. Jou man het die hoofposisie, maar onderdanigheid kan beter verstaan word as jy en jou man gaan in 'n geestelike oorlog wees. Help hom. Paulus leer die vroue, bedek jou hoof. Hierso kom dit nou in van hoekom ek sê, ek het in 'n kerk groot geword, waar die vroue moes hoedens dra. En dan sê Paulus, en so vroue, bedek jou hoof. En die man is hoof van die huis. So Paulus sê eintlik, bedek jou man. En 'n manier om dit te verstaan is, moenie rondgaan en vir almal jou man se sondes vertel nie. Moenie na jou maale toe hardloop en vertel hoe hy nou alweer onnodig met die kinders beklei het nie. Bedek sy tekortkominge. Liefde bedek alles. Die gedeelte in Korintiërs waar Paulus vir die gemeente sê, vroue, bedek jou hoof, kan fisies verstaan word, sit 'n hoed op jou kop, maar die geestelike gedeelte daarvan beteken, bedek jou man. Die res van daardie hoofstuk sê, mans moet hulle hoof nie bedek nie, en dit is waarom baie kerke nie toelaat dat mans hoedens dra in die kerk nie. Die geestelike betekenis is, in die tyd van Paulus het die Romeinse soldate rondgeloop met hulle helmets op, en elke helmet het vir die skare gewys wat is jou posisie. Dit het vrees onder die mense gebring. Nou die opdrag aan die man is, moet nie jou hoof bedek nie, moet nie jou helmet van posisie aansit nie, want jy is nie nommer 1 nie. Jesus is hoof van die gemeente. So daai gedeelte waar die Bybel sê, vroue sit 'n hoed op, mans haal 'n hoed af, kan geestelik ook verstaan word dat vroue, bedek jou hoof, bedek jou man, en mans, moet nie jou hoof bedek nie, want jy is nie hoof nie, Jesus is die hoof. En dan die volgende ene wat Paulus met die gemeente oor gesels is egskeidings. Nou nog 'n baie sensitiewe onderwerp onder Christene is egskeidings. Ons weet dat die enigste rede waarom iemand mag skei is egbreek, as iemand gecheat het. Nou as dit gebeur dat mens skei, moet ons die volgende in gedagte hou. Eerste, God haat egskeidings, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie, dit staan in Matteus 19. Maar as dit gebeur en 'n mens skei, moet die vrou ongetroud bly, en die man mag nie die vrou verstoot nie. En dan 'n baie belangrike ene wat baie mense mis, is as jy getroud is met 'n ongelowige, dan is dit moontlik om dit te maak werk, maar jy mag nie daardie persoon as prins verstoot nie. Maar as jy dan op die einde nie regkom nie en die huwelik wil nie werk nie, dan mag jy skei. Dit is snaaks een, ons word altyd geleer, mag nie. Maar as jy in 'n huwelik is met 'n ongelowige, dan mag jy skei, maar daar staan, jy moet hulle nie verstoot nie. So dit beteken, jy moet eers daaraan werk, voordat jy sien, okay, nee, dit wil nie werk nie, dan mag jy skei. 1 Korintiërs 7 vers 15, maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. So as jy in 'n huwelik is met 'n ongelowige, en dit wil net glad nie werk nie, dan mag jy skei, dit is dan nie teen die Bybel nie. Nou om in 'n huwelik te bly is soms ongelooflik moeilik, veral as alle buiteprobleme inkom, soos finansies, familie, vriende, werk, dan lyk egskeiding baie keer na die maklikste opsie. Maar ons moet net seker maak ons gebruik nie een van hierdie versies net as 'n excuse om te escape nie. Byvoorbeeld, jy gaan skei want jou man is ongelowig. Maar as jy werklik eerlik is met jouself, dan is dit eintlik oor dat julle albei nie Bybelse beginsels volg nie. Maak seker jy is eerlik met jouself en met God. As jou huwelik werklik ondraaglik is, gaan vra God vir hulp en dan gaan hoor wat God voorstel. As jy al reeds deur 'n egskeiding was,
dan wanneer 'n mens sulke versies raaklees oor egskeiding, dan is mens geneig om bietjie offense te vat. Nou onthou, geen mens is perfek nie, en dit is waarom Jesus vir ons kom sterf het op die kruis. Hy het vir ons vrymaking gebring, vrymaking van skuldgevoel, vrymaking van vleeslike begeertes. Onthou, elkeen van ons is in ons eie verhouding met God. Elkeen van ons is in ons eie wedloop. Gaan wees net eerlik met God oor jou besluite in die verlede, en God sal vir jou vrede bring. So moenie as jy ietsie raak lees oor egskeiding en jy self is deur 'n egskeiding offense vat en ore toe maak en dink hierdie persoon wat praat weet nie waarvan hy praat nie, of julle weet nie hoe was my huwelik nie. Jy weet, raak net rustig en dan gaan sit jy voor God met 'n eerlike hart, want ons almal maak foute. Jy weet, party mense se foute kan mens sien, soos byvoorbeeld 'n egskeiding. Ander mense se foute kan jy nie sien nie, maar albei is ewe skuldig. Gaan net na God toe met 'n eerlike hart en gaan vra om verskoning. Nou, ons as Christene fokus soms te veel op die verkeerde dinge. Ja, ons het nou gesels oor die moets en moenies van intimiteit, maar ons moet besef daar is meer as dit. Binnekort kom Jesus terug, dan het duisende siele verlore geraak, oordat ons so gefokus is op wat is sonde en wat is nie sonde nie. Hoe naby aan sonde kan ek kom voor ek in die hemel is? Of voordat ek die hemel mis. Nou, hoeveel glase drank mag ek drink voordat dit verkeerd is? Hoeveel chocolates kan ek eet voordat dit verkeerd is? Nou, kom ons verander ons fokus. Kry mense by Jesus uit. Kry mense uit die hel uit. En sodra jy gaan begin fokus op siele, dan gaan jou liggaam se begeertes jou nie meer bestuur nie. En dan die laaste ene wat Paulus met die gemeente oor geraas het was, of nie geraas het nie, meer soos vir hulle probeer lei het, is oor afgodsrituele. Nou onthou in die tyd van Paulus het baie Christene gelewe saam met mense wat Griekse en Romeinse afgode aanbid het. Oral in die dorpe was dit duidelik sigbaar. Byvoorbeeld in sekere dorpe mag jy nie eers in die mark of in die mall ingegaan het as jy nie eers 'n offer gegee het aan 'n afgod nie. So dit was selfs moeilik vir die Christene van daai tyd om net kos te gaan koop. Een van die rituele wat baie bekend was onder die afgodsdienaars is hulle het kos aan hulle afgode gebring. En dan om deel te wees van hierdie aanbidding van die afgod, dan het almal dit saam geëet. Nou Paulus probeer aan die gemeente verduidelik, ons weet dat 'n afgod is eintlik 'n dooie stuk hout, dooie stuk klip, 'n dooie stuk steen. Die mense offer eintlik aan niks. So daardie kos aan die afgod is eintlik net kos. Maar daar is mense wat dit nie so mooi verstaan nie. Hulle verstaan dit is besoedelde kos, daarom gaan hulle dit nie eet nie. Nou hierdie is weer eens 'n situasie soos besnydenis wat die Christene baie de mekaar kan maak. Maar mag ons dit dan eet? Of mag ons dit nou nie eet nie? Onthou, vir God gaan dit nie oor die kos nie. Vir God gaan dit oor moenie deelneem aan die aanbidding van ander gode nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 8 vers 9, daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. Nou in hoofstuk 10 maak Paulus dit meer duidelik. Bly weg, want dit is 'n aanbiddingsritueel. Die fokus is nie die kos nie, die fokus is ritueel. So wat Paulus hiermee bedoel is, daar's niks fout met daai kos nie. Jy kan dit eet, maar maak net seker jy neem nie deel aan die ritueel nie. En dan gaan ons nou nog verder ook daarna kyk. Nou hoe ons hierdie gedeelte ook kan verstaan in ons eie lewe. As ons byvoorbeeld 'n movie kyk wat baie seks in het en lust in het, dan sal ons sê, ons weet is verkeerd, ons kyk net die love story. Of as ons horrors kyk, dan sal ons sê, ons weet is nie regtig nie, ons kyk dit net vir die entertainment. Nou, wat is horror se fokuspunt? Dis vrees om die kyker bang te maak. En is vrees van God of is dit van die duiwel? Moenie deel wees van iets wat die duiwel se werke vereer nie. Paulus verduidelik aan die kerk, sommige Christene eet saam met hierdie Grieke die afgodsvleis by hulle tempels, want daardie Christene weet, dis nie afgod nie, so hulle verstaan, daai kos is net kos. En dis die waarheid, ja, maar jy neem eintlik deel aan die ritueel. Dit gaan nie oor die movie nie, dit gaan oor die ritueel wat uitgebeeld word. Dit maak jou dan deel van die ritueel. 1 Korintiërs 10 vers 20 sê, en ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Nou kom ons vra vir God of daar dalk dinge in ons lewe is waar ons onbewustelik deel is van iets wat sy goedkeuring nie sal wegdra nie. Nou baie Christene het hierdie afgodsvleis geëet, want jy sien dit nie as afgodsvleis nie. Jy weet daar is net een God. Maar die res van daardie hoofstuk sê dat jy kan ander Christene maak struikel. 1 Korintiërs 8 vers 9, maar pas op dat hierdie vryheid van julle miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Hoe kan ons hierdie versie toepas in ons eie lewens?
Ons moet onthou, elkeen van ons se geestelike journey is nie op dieselfde plek nie. Dalk is jy al jare al 'n Christen, dalk het jy al teruggeval, jy begin nou weer van voor af, dalk is jy splinternuut en jy begin nou eers verstaan. Nou kom ons kyk byvoorbeeld na rook. As jy verslaaf is aan rook en jy weet dit is 'n verslawing en jy probeer gereeld ophou, maar dit is net te moeilik, of jou lewe is net nou bietjie in chaos en jy wil nie nou probeer ophou nie. Maar dit maak nie saak wat die rede is hoekom jy nog steeds rook nie, dit is nie waaroor ek nou wil praat nie. Wat ek wil noem is, as jy byvoorbeeld as Christen staan en rook, en 'n baba Christen sien jy, dat jy as 'n Christen rook, dan gaan daardie nuwe Christen verstaan, wel, rook is dan nie verkeerd nie. Onthou, jy mag dalk daar staan met die intensies, eendag gaan ek ophou, maar daardie baba Christen kan nie jou gedagtes lees nie, hy sien net die verslawing, hy sien 'n Christen wat rook, en as jy dit doen, mag ek dit doen. Ons is dan besig om God se vereistes grys te maak. Dit lyk dan asof verslawing nie regtig verkeerd is nie. Jy gaan daardie persoon de mekaar maak. Hy gaan later nie weet wat is reg en wat is verkeerd nie. Dit gaan lyk asof sonde grys is. Dan maak jy daardie baba Christen struikel en sy sonde is op jou. Jy kan self gaan lees in 1 Korintiërs hoofstuk 8. Nou ek weet almal van ons sukkel met iets, nie net mense wat rook nie, maar ons moet net nooit vrede maak met ons verslawings en ons sondes nie. Ons moet verslawings kruisig en ons moet baie versigtig wees dat ons die baba Christene maak struikel met dit wat ons nog mee sukkel nie. So alhoewel Paulus nou oor 'n paar dinge met die kerk van Korintiërs geraas het, moet ons besef, dit is oor dat hy lief is vir hulle, 2 Korintiërs 2 vers 4, dat julle mag weet van die liefde wat ook oorvloedig vir julle het. Nou dis baie belangrik dat ons as Christene heilig lewe, dat ons wegdraai van ons vleeslike begeertes, meer tyd in die Bybel spandeer, sodat ons meer soos Jesus kan word. Ja, om regverdig te wees, dit beteken om hemel toe te gaan, moet jy net glo in Jesus, maar as jou hart opreg is, sal jy streef om 'n mooier mens te word, sal jy goeie werke najaag. Nou, ons het in vorige lesse gekyk na die koninkryk van God. Dit is Jesus se koninkryk op aarde. Dit het begin met die uitstorting van die Heilige Gees, en dit gaan in sy volheid wees in die 1000 jaar vrede wanneer Jesus terugkom. Maar om deel te wees van hierdie koninkryk is daar voorwaardes, in Korintiërs 6 vers 9. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodsdienaars of egbrekers of wellustelikes, daai is sy homoseksualiteit, of sodomiete, dink aan Sodom en Gomorra, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Ook in 1 Korintiërs 15:50 sê, vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. So dit beteken om volgens die Heilige Gees te lewe is baie belangrik. Die gawes van die Heilige Gees is baie belangrik. Die vrug van die Heilige Gees is baie belangrik, want die Heilige Gees gaan jou lei en jou leer om van al hierdie vleeslike begeertes afskeid te neem. Nou onthou in die tyd van Moses en die wet, het die Israeliete die wet gevolg, want hulle moes, maar Jesus kom en hy kom vervul die wet. Dit gaan nie meer oor die moets en die moenies om 'n Christen te wees nie. As die wêreld die hele tyd by Christen hoor, jy mag nie vloek nie, jy mag nie rook nie, jy mag nie steel nie, dan gaan ek sê, nee dankie, om 'n Christen te wees klink vir my te moeilik. Maar die waarheid is, die fokus is nie wat is reg en wat is verkeerd nie. Die fokus is, ek is lief vir Jesus. Ek het 'n verhouding met Jesus, want dan gaan ek doen wat reg is, want ek wil nie Jesus teleurstel nie. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 23, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. So al verstaan ons dat die vleis by die afgodstempels is net vleis. Maak seker as jy dit eet, dit is nuttig en dit stig. En as dit nie stig nie, dan bly jy weg. 1 Korintiërs 10 vers 31, of jy dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God.